Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing vandag uit die woord van die Here uit Johannes 6. Ons lees vers 32 tot 35 en vers 48 tot 58. En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom: Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Dan lees ons vanaf vers 48. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê: Hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die Mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Ons lees net tot sover vandag uit die woord van die Here. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, Johannes hoofstuk 6 begin met 'n wonderwerk wat almal verstom het. 5000 mans, sonder vrouens en kinders, word gevoed met 5 brode en 2 vissies. Hierdie wonderwerk is deur die skare gesien. En dit is iets baie besonders wat die Here Jesus Christus hier in hulle midde gedoen het. Maar die mense het nie verstaan wat hierdie teken beteken nie. Hulle soek nog brood vir hulle liggame. Maar Jesus kom en hy lei hulle na 'n dieper waarheid. Hy sê vir hulle, hy self is die ware brood wat uit die hemel neergedaal het. By die nagmaalstafel, liewe broeder en suster, hoor ons nie net 'n herinnering aan die historiese gebeurtenisse nie, maar ons hoor die lewende stem van Jesus Christus wat gesê het:
ek is die brood van die lewe. En hierdie is maar nie net mooi woorde nie. Dit is 'n goddelike selfopenbaring van Jesus Christus, die Seun van God. Hy openbaar aan die mensdom wie hy is. En hy kom na die mense toe en deel die goeie nuus van hoe hulle gered kan word. Dit is die ware evangelie. Die Jode verwys in hierdie gedeelte na die manna in die woestyn. Hulle herinner Jesus aan wat gebeur het daar in Eksodus hoofstuk 16, waar God manna uit die hemel gegee het om vir Israel te voed. Dit was ook 'n wonderwerk. Dit was 'n wonder van genade. Hierdie volk het niks verdien nie. Hulle was opstandig. Hulle het gemor en gekla daar by Moses, dat dit vir hulle beter was daar in Egipte met al die vleispotte. En hulle het getwyfel dat God tog kan voorsien. Maar Jesus maak dit duidelik, hier in ons teks van vandag, dat die manna nie die finale antwoord vir hulle was nie. Hy sê dat dit nie Moses was wat die brood gegee het nie, maar hulle hemelse Vader. En dat die Vader nou die ware brood uit die hemel aan die mensdom kom gee. En daarmee wys hy dat die manna slegs 'n voorafskaduwing was. Dit het die liggaam gevoed, maar dit kon nie die siel red nie. En almal wat daarvan geëet het, het tog ook maar uiteindelik gesterwe. En hier, liewe broeder en suster, sien ons 'n fundamentele waarheid in God se woord. Alles in die Ou Testament wys vorentoe na Jesus Christus, die Seun van God. Soos die Paaslam, die offers, die tempel en die priesterdom, was die manna 'n teken wat vooruitgewys het na hom wat sou kom, die ware redder en die ware Messias. Die mens se grootste probleem hier op aarde was nie fisiese honger nie, maar 'n geestelike bankrotheid of 'n geestelike vervreemding van God. Sedert die sondeval is die mens afgesny van die bron van die lewe, en daarom probeer ons eie lewens vul met tydelike dinge, so sukses en besittings en geld en status en sekuriteit en selfs godsdienstige aktiwiteite. Maar soos Jesaja 55 vers 2 sê, waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Jesus kom in ons teks, liewe broeder en suster, en verklaar dat hy die enigste ware hemelse brood is vir ons as mense. Hy kom aan die mense van die wêreld die antwoord gee. Hy kom nie uit die aarde voort nie, maar hy kom uit die hemel na ons toe. Hy is nie bloot maar net 'n leermeester nie, of 'n voorbeeld nie. Hy is die vleesgeworde seun van God. Sy oorsprong is hemels, en daarom kan hy hemelse lewe vir ons gee, die ewige lewe gee. Wanneer ons as gelowiges by die nagmaalstafel aansit, bely ons dat ons redding nie uit onsself kom nie. Dit kom van bo. Dit kom van die Vader, vol van liefde en genade. En Jesus Christus is die geskenk van God aan 'n verlore wêreld. En vandag moet jy dit weet, voordat jy van die brood eet en van die beker drink. Dit gaan oor Jesus.
en oor hom alleen. In Johannes 6 gebruik Jesus uitdrukkinge wat vir baie mense van daardie tyd aanstootlik was. Hy praat daarvan dat mense sy vlees moet eet en sy bloed moet drink. Baie disippels het gesê, hierdie woord is te hard. Wie kan daarna luister? Tog kom Jesus en hy verduidelik vroeër wat hy bedoel het. Hy het gesê, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Om by die nagmaal te eet en te drink, is dus 'n beeld van geloof. Soos kos ingeneem word en verteer word, so moet Christus deur die geloof ontvang word. Geloof is nie blote verstandelike instemming of verstaan nie. Dit gaan ook oor 'n hartsvertroue. Dit is om jouself geheel en al aan Jesus Christus oor te gee en jouself aan hom te onderwerp. Romeine 3 vers 22 leer dat die geregtigheid van God kom deur die geloof in Christus Jesus vir almal en oor almal wat glo. Jy word dus, wanneer jy glo, deur Christus regverdig verklaar. En slegs dan kan jy in die teenwoordigheid van God verskyn. En Efesiërs 2 vers 8 tot 9 beklemtoon dat ons uit genade alleen gered word, deur die geloof en nie uit onsself nie. Die nagmaal, my liewe broeder en suster, is nie een of ander magiese handeling wat outomatiese genade na ons toe oordra nie. Dis 'n sakrament wat die ware geloof in ons lewens versterk. Die brood en die wyn is sigbare, tasbare tekens van 'n onsigbare werklikheid. So seker as wat ons die brood proe en die wyn drink, so seker is Christus se liggaam gebreek en sy bloed vergiet vir elkeen wat in hom glo. Hierdie nagmaalstafel roep ons vandag op tot selfondersoek. Hoe lyk my lewe? Ons is nie volmaak nie. Die nagmaal vra ook nie van ons om volmaak te wees nie. Maar dit vra ons om ons vertroue in Christus te stel, wat die ware seun van God is, die brood van die lewe is, en wat in oorvloed vir ons die ewige lewe wil gee. By die nagmaal gaan dit nie oor jou nie, maar dit gaan oor Jesus en oor honger siele, wat welkom is om aan te sit by sy tafel. Maar, wanneer mens met selfvoldane en hoogmoedige harte hier kom aansit en dink dat jy in jou eie mensheid geregverdig voor die oë van God is, dan verstaan jy nog nie waaroor dit gaan nie. Dit is 'n hart wat leeg is, wat vol hoogmoed is en wat niks by God verdien nie. Om van die brood te eet beteken om te erken dat jy as mens niks het om aan God te bied nie, maar alles van hom uit genade ontvang in jou lewe. Vandag staan jy voor hierdie wonderlike God, wat sy genade in oorvloed aan jou wil gee, en jy besef, ek het dit nie verdien nie. Dis 'n geskenk wat hy aan my wil bring. Jesus sê uitdruklik, as iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En hy praat hier van homself. Dis 'n ongelooflike belofte uit die mond van Jesus, die Seun van God. Christus gee nie net vir ons verbeterde omstandighede of tydelike vertroosting in hierdie wêreld nie. Hy gee vir jou die ewige lewe as jy in hom glo. En daardie ewige lewe begin reeds nou. Dit breek nie eers eendag aan nie. In Johannes 10 vers 10 sê Jesus
dat hy gekom het sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. En dit beteken dat daar reeds in hierdie gebroke wêreld 'n nuwe kwaliteit van lewe is vir elke ware kind van God. Ons leef in gemeenskap met God. Ons sondes is vergewe. Ons gewetens is gereinig. Ons het vrede by God. Maar hierdie lewe strek ook verder as die graf. Jesus Christus verbind die nagmaal direk aan sy opstanding en ook aan sy wederkoms. In 1 Korintiërs 11 vers 26 lees ons dat elke keer wanneer ons van die brood eet of van die beker drink, ons die dood van die Here verkondig totdat hy kom. Die nagmaal is dus ook 'n voorsmaak van die bruilofsmaaltyd van die Lam. Hierin lê vir ons as kinders van die Here vandag baie groot troos. Al is ons lewens swak, al is ons lewens baie broos en kwesbaar, al is ons liggame swak, al is die wêreld onstabiel en deurmekaar, kom Jesus vandag en sê, wie van hierdie brood eet, deur die geloof, het 'n lewe wat tot in ewigheid nie vernietig kan word nie. Christus self waarborg ons, ek sal hom opwek in die laaste dag. Openbaring 7 vers 16 tot 17 beskryf 'n dag wanneer God se kinders nie meer honger en nie meer dors sal hê nie, omdat die Lam hulle sal lei na die fonteine van die ewige lewe. Die lewende waterfonteine. Wat ons vandag in die tekens van die brood en die wyn ontvang, sal ons eendag in sy totale volheid kan geniet en kan waardeer. Liewe broeder en suster, die nagmaal herinner ons aan 'n gebreekte liggaam van Jesus aan die kruis en aan sy bloed wat vir ons almal vergiet is. Dit herinner ons daaraan dat die brood van die lewe self gebreek is, sodat ons almal wat in hom glo, kan lewe. Aan die kruis het Jesus Christus die volle oordeel van God gedra. Hy het uitgeroep, ek het dors, sodat ons nooit weer geestelik dors hoef te wees nie. Wanneer ons na hierdie nagmaalstafel kom ons as mense wat weet dat ons honger is. Ons kom nie om ons waardigheid te bewys nie, maar ons kom om genade te kom ontvang. Ons kom omdat Jesus Christus ons nooi. Mag die Heilige Gees vandag in elkeen van ons harte werk, sodat ons nie net die tekens van die brood en die wyn sien nie, maar die werklikheid daarvan besef en aan Jesus dink wat sy liggaam en sy bloed vir ons gegee het, sodat daar vir ons sondes betaal kon word aan die kruis. Kom ons bely met nuwe oorgawe vandag. Jesus Christus is die brood van die lewe. In hom alleen is versadiging. In hom alleen is redding. En in hom alleen is die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Vader, U het vanmôre U woord vir ons op 'n kragtige wyse kom uitlê. U het deur Jesus Christus bemoeienis met sondaar mense kom maak. En ons Here Jesus Christus het die hoogste prys betaal, sodat ons kan lewe. Dankie dat ons Here Jesus die brood van die lewe is, en ons geestelike honger kom stil maak het, en die ewige lewe
aan ons kom bring het. Baie dankie Here, vir die voorreg om genade uit U hand te kan ontvang, en om U kinders te wees, wat nuut kan lewe, en 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Ons kom staan vandag voor U, Here, as mense wat niks verdien nie. Ons is klein voor U. Ons is vol nietigheid. Ons is vol elende. En daarom roep ons uit vandag, Here, wees ons genadig. Was ons skoon in die bloed van Jesus Christus. En dankie dat hy die hoogste prys betaal het, dat ons tot in alle ewigheid kan lewe. Dankie dat hy die brood van die lewe is. Laat hierdie geloof in ons harte groei en vrug dra en 'n verskil maak, sodat U naam geëer kan word en ons elke dag vir U tot eer kan lewe. Ons dra hierdie nuwe week aan U op, Here. Wil U vir ons lei deur U Heilige Gees? Laat U woord so kragtig in ons werk ook in hierdie week, sodat dit vrug kan dra en dat ons lewens U sal verheerlik. En dankie Here dat ons krag uit die hemel kan ontvang om in die voetspore van Jesus Christus na te volg. Dankie dat hy ons geestelike honger kom stilmaak het en dat hy die brood van die lewe is. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.